vraag nommer 2, wat ek moet vra in my storm, en dit is, wie is die matrose om my? Dit is eintlik 'n belangrike vraag as die eerste vraag, hoor. Wie is die matrose? Nou julle, ek moet nou baie versigtig wees, want Kenneth praat volgende week oor die matrose. Ek wil nie sê waar hy praat oor die matrose nie, want dit is sy boodskap, hy moet dit self doen, maar die matrose is nou klaar in my storie, so ek stel julle nou voor in hierdie matrose. In Jona 1 vers 5a lees ons, die matrose het bang geword. Nou julle, ek weet nie of julle weet hoe lyk matrose nie. Ek dink nie ek het al ooit 'n matroos in regte lewe ontmoet nie. Al wat ek weet is, ons Afrikaanse idioom wat sê, daai ou vloek soos 'n? Ja. So, elke keer as ek 'n ouer vloek, dan dink ek, hy is seker familie van 'n matroos een of ander manier. So, maar matrose oor die algemeen is geharde mense. Hulle is harde mense en hierdie mense het wat geword? Hulle het bang geword. Die matrose het bang geword en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Hulle het die vrag van die skip in die see gegooi om die skip ligter te maak. So, daar's altyd matrose om ons. Daar is op hierdie oomblik, as ek sê matrose op jou skip, dan wil ek hê jy moet weet, daar's mense om jou wat nie die Here ken nie, want hierdie mense het ander gode aanbid. Daar's mense om jou wat nie die Here ken nie. En wanneer ek die woord ek gebruik daar, dan sluit ek myself definitief in. En ek kry skaam. Toe ek voorberei het, toe dink ek, dis ek. Ek is ook 'n Jona. Ek is eintlik 'n Jona en julle, ek het opgemors in my lewe. Nou die van julle wat 301 gedoen het, weet hoe ek opgemors het in my lewe. Sien julle doen ek 'n advertensie vir 301, want nou wonder julle. Die van julle wat 301 gedoen het, julle mag niks sê nie. Die ander moet 301 self doen. Weet, ek het opgemors en daai opgemors, deel van my opgemors het gemaak dat ek hier beland het by julle. Julle is my storm, julle is my vis, Jonas, ek wag nog om uitgespoeg te word. Nie regtig nie. Okay, so, maar as gevolg van my storm, en weet julle wat, reg deur dit alles, was daar altyd matrose om my. En weet julle, die ding is, as jy in 'n storm is as gevolg van jou sonde, dan kry jy skaam. Ek het 'n oomie geken, en ek dink hy is al oorlede, wat 'n dierbare kind van die Here is, en eendag toe kom klop die polisie by sy deur en arresteer hom, en sluit hom toe. Vir sonde wat hy gedoen het, 'n oortreding wat hy gedoen het, en hy het so skaam gekry, hy het sy kerk verlaat, en hy het by ons beland, en hy het by my kom sit en gesê, hoorie, dis die tipe sonde wat ek aangevang het, nadat ek 'n kind van die Here geword het. En weet julle wat was wonderlik? Dat die mense wat saam met hom in die tronk was, het hy mee kontak gehou, en het hulle gaan besoek in die tronk, en het Jesus met hulle gedeel. Nou, ek wil nou nie hê jy moet opmors in tronk toe gaan nie, asseblief moenie dit doen nie. Maar wat ek wil hê jy moet weet is, selfs wanneer jy opmors, kan die Here jou gebruik met daai matrose. Want dis hoe God se genade werk. Dit maak nie saak wat jy aangevang het nie. Wat belangriker is, jy moet terugkom na Jesus toe. Sê maar Johan, jy het nie 'n klou wat ek gemaak het nie. Want jy het ook nie 'n klou wat ek gemaak het nie. Maar weet jy wat? Nee, die Here se genade is groter as dit. Iemand sê net amen asseblief. Okay, die Here se genade is, die Here vat dit wat ek en jy gebreek het. En natuurlik, wanneer ek opreg tot bekering kom en ek het regtig berou en ek kom na die Here toe en ek lê dit voor hom, dan gebruik hy dit in diens van die evangelie. Romeine 8 vers 29 sê dit. Ons weet dat God alles, sê gou, alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is, selfs wanneer ek opmors. Winston Churchill het blykbaar gesê, never let a good crisis go to waste. So, wanneer jy opgemors het, bring dit na die Here toe. Dis al wat jy daarmee kan doen. So, dit is dalk jou skuld. Gaan na die Here toe en sê jammer. Gaan na die mense toe en sê, jy's jammer. Maak dit reg so vinnig as wat jy kan, en dan gee jy daai storm vir die Here en sê, goed Here, ek kan niks hieraan doen nie, maar U kan. Ek kan hierdie ding nie regmaak nie, maar U kan. Wie is die matrose wat die Here om jou geplaas het?